die goggas in hierdie lewe. So rukkie terug, kom Nicolas by die huis aan en hy sê vir my, "Did you know there's a statue of an insect?" En ek dink by myself, wat? En ek vra vir hom, hoor mamma jou reg, is daar 'n standbeeld van 'n gogga? En hy sê, ja. Ek het nou al geleer, 99% van die tyd is Nicolas reg. So ek vra my goeie vriend Google. En Google bevestig toe dat hy waarlik reg is. Daar is in 1919 'n standbeeld opgerig vir die boll weevil in Alabama. Die interessante van hierdie verhaal is dat die boll weevil oorspronklik daar opgedaag het en skade gedoen het. Soveel so dat die katoenboere baie daaronder gelei het. Een van die katoenboere het besluit om groenboontjies te begin plant. Want hy is besig om te misluk, hy is op sy knie, hy weet nie wat hy kan doen nie. En dit het gewerk. En so het al die boere begin groenboontjies plant. Die mooi van hierdie saak is dat die katoen se opbrengs nie naaste by so groot was soos die groenboontjies nie. Die winsgrens was veel groter. En uiteindelik het Alabama 'n staat geword wat floreer het, wat uitgestaan het in die VSA. Hulle was nie meer 'n arm staat nie. Hulle was wel af. So het hulle besluit in 1919 om 'n standbeeld op te rig waar 'n vrou hierdie gogga vashou. Ter herdenking aan hierdie pes wat eintlik hulle hele lewe ten goeie kom verander het. Wanneer ons dink aan die goggas in ons lewe, daar kan so vinnig dinge inbraak maak op ons geluk. Slegte goed wat gebeur. En ons weet nie altyd waar kom dit vandaan nie. Maar hier op aarde is daar soveel seer, soveel mense wat ander mense seer maak as gevolg van wêreldse redes. Soveel keer wonder ons, Here, hoekom gebeur dit? Is dit U wat dit laat kom oor ons pad? Maar dit is nie God nie. God kom en verander daai situasie en laat alles ten goeie meewerk vir my en jou, tot ons bes wil. Wanneer ek dink aan goggas, dan dink ek outomaties aan Josef en die beste wat daar in Egipte uiteindelik deur God gestuur is. Maar as jy mooi dink aan Josef se verhaal, daar het eintlik soveel goggas, indringers, oor sy lewe gekom. Sy broers wat jaloers was oor hom, wat jaloers was op hom. Dink net aan hoe moes hy gevoel het. Hulle het hom gehaat, soveel so dat hulle hom wou doodmaak. Dat hulle hom amper doodgemaak het, was dit nie vir een van sy broers wat gesê het, nee, laat ons hom eerder verkoop. Daarna word hy verkoop aan Potifar, as 'n slaaf. Potifar se vrou het een of ander rede seksuele begeertes gehad na Josef toe en hy wou nie daarop reageer nie. Sy het gaan staan en jok en gesê, hy het haar aangerand, maar hy het nie. Hy word valslik beskuldig en hulle glo haar en so land hy in die tronk op. Nog steeds doen hy goed, daar in die tronk, help hy. Hy help die skinker en die bakker om hulle drome uit te lê. Die skinker, wat toe weer aangestel word in die koninklike hof, vergeet van hom. Is nie verder bekommerd oor hom nie, gaan aan met sy lewe, totdat Potifar drome begin kry. En hy onthou vir Josef. En daar verander Josef se hele verhaal, en die Here laat alles ten goeie meewerk. En Josef word die Farao se regterhand. En op die ou einde van die dag red Josef die hele volk. Op die ou einde van die dag is daar hierdie mooi wat uit al die seer uitgekom het. Dieselfde met die verhaal van Rut en Naomi, wat soveel seer deurgegaan het. Rut wat haar man en seuns verloor het, na 'n ander land toe gegaan het, Naomi wat saam met haar gegaan het, en daar waar hulle twee as vrouens nie weet, hoe gaan hulle oorleef nie, kom Boas in die verhaal, en so verander beide van hulle se lewens weer ten goeie. Die Here wat ingryp, wat daar is. Hy laat alles ten goeie meewerk.
vir ons, sy kinders, vir die wat hom dien. So wanneer jy vandag voel, weet jy, hier is soveel dinge wat in my lewe gebeur, ek weet nie hoe my kop op te lig nie. Onthou dit, jy is nie alleen nie, die Here is by jou. En hy laat alles, geen nie om hoe sleg jy tans voel dit met jou gaan nie. Hy probeer alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom dien. So gaan op jou knieë voor die Here en dien hom. Elke dag, bely jou sondes. En weet jy is sy kind en hy het jou lief, geen nie om wat jy gedoen het nie. Hy maak sy arms oop en hy aanvaar jou, al voel jy soos 'n verlore kind. Hy aanvaar jou, hy is lief vir jou. Mag jy 'n geseënde dag hê en mag jy altyd weet, jy is geseënd deur die Here, jy is sy kind, mag jy 'n seën wees vir almal in jou lewe. Totsiens.